toets hom nou. As hy, Goeiemôre julle. Dit is vir my absoluut altyd lekker om 'n boodskap te ontvang van Dries af, veral as hy my so laatmiddag bel en vir my vra, is jy beskikbaar? Dis die vinnigste ja, en dis die vinnigste nuus wat ek oordra aan my vrou. Kyk, sy weet al, as ek daai oproepie kry, en is Dries, dan glimlag sy ook al, want sy weet dis ja. So, dis vir my altyd lekker, en ek wil vir julle elkeen besonder sê, welkom by vanoggend se erediens. Dis vir my altyd lekker om julle te kom besoek hierso. Ek deel met my vrou vanoggend op pad hierdie kant toe. Ek onthou nog ons eerste keer hierdie kant toe. Dis opgewonde, jy weet nie wat gaan kom nie. Mens weet nie hoe's die mense is, want jy het altyd, jy weet, as daai mense styf, is hulle nie, maar iets wat die EG Kerk nogals baie besonders het, is die verwelkoming onder mekaar, en dis altyd warm, dis altyd lieflik om onder julle te wees. So, ja, kom ons dank die Here vir vanoggend dat ons hierso is om sy woord te kan hoor. Voordat ons daarna aangaan, ons het 'n oorgangslied, lied 63, Lofsing die Here. So kom ons loof die Here in hierdie lied in. Ek gevra dat julle tekste sal oopmaak, julle Bybel sal oopmaak op 1 Petrus 2 vers 11 en 12. 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Nou, voordat ons begin, kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons die geleentheid het om die woord te kan oopmaak. Dankie in die deelname wat ons kan hê, Here, om saam te kan groei. Dankie vir die geleenthede om dit met ander te kan deel, sodat U naam groot gemaak mag word. Ek wil kom bid, Here, dat U saam met ons elkeen sal gaan vanoggend met hierdie boodskap, dat ons stap vir stap onsself sal ondersoek, en Here, dat ons regtig U naam wil verheerlik. Ons wil mense sien gered word, Here. Ons wil mense sien inkom om die gemeenskap van die Heilige saam te kan kom geniet, Here. En ons wil vra, Here, dat U ons sal help om effektief te kan lewe in ons Christelike lewe. Mag ons soos ons hierdie teks nou deurgaan, Here, waarhede sal sien. Mag ons soos ons hierdie teks deurgaan, ons oë op U hou. En Here, dat ons kan sien, Here, dit is tot uitbouing van U koninkryk. Dit, Here, los ons alles in U naam. Wees U die naprediker van hierdie woord. Here, en mag dieselfde Gees wat hierdie woord geïnspireer het, dieselfde Gees sal wees wat dit vir ons sal ontleed vanoggend. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. My tema vanoggend is 'n effektiewe lewe wat getuig. 'n Effektiewe lewe wat getuig. Nou, in die akademiese velde het ons die man met die naam John Lennox. Hy het in 2007 het hy met bekende ateës Richard Dawkins 'n debat gehad oor die bestaan van God. En Richard Dawkins het in sy debat met John Lennox baie arrogant, baie vermakerig, baie spotgedrewe het hy die debat aangepak. En John Lennox het met groot geduld, met groot vriendelikheid en groot respek hierdie man gedebatteer. Tot onlangs wat John Lennox vertel het, na daai debat het mense tot bekering gekom, nie op die manier van die waarhede wat net gedeel was nie, maar op die manier hoe hy daai man hanteer het, toe hy van hom 'n bespotting gemaak het voor die hele gehoor. En die mense het net gesien, daar is iets anders aan hierdie man. Hy het hoop. En die manier hoe hy so effektief dit benader het mense tot bekering gaan bring, dat hulle gedraai het na die Here toe en gesê, ek wil hê wat daai man het.
En ek wil graag hê ons moet in daai oog besef dat ek en jy, soos wat ons in debatte ingaan met dialoog met verskeie mense, word ons dopgehou. Ons word die fynste dopgehou van enige ander nasie, volk of geloof. Die Christen word die fynste dopgehou. Hoe gaan hulle reageer? Hoe gaan hulle praat? Wat gaan hulle in hierdie omstandighede doen? Nou die een ding van 'n Christen is ons draai nie regtig eintlik doekies om nie. Want ons is die wat weet wat op die lyn is. Mense se siele. Ons het mense wat vandag die evangelie gaan verkondig, wat dit afwater, wat vir jou sê, jy kan kom net soos wat jy is, maar hulle sê nooit vir die persoon dat jy kan nie meer bly soos jy is nie. Hulle sal net daar bly, want hulle wil die mense akkommodeer. Die evangelie wat ons verkondig, wys vir jou, jy is 'n sondaar. Jy het redding nodig. Almal van ons. En baie ontwyk daai ding, want hulle wil net die mense so graag akkommodeer. Ons wil graag hê mense moet na die Here toe dra. Ons wil graag hê hulle moet kom inskakel by die kerke, iewerste. Maar ons kan dit nie regtig meer so effektief doen nie. Want ons is bang oor wat mense sê. Ons is bang oor hoe mense 'n opinie lewer oor ons. Dat as hulle vir ons vra, hoe voel jy oor hierdie saak? Is dit daai tweedragtigheid? Ek weet nie, jy weet die skrif sê dit is so, maar jy sal dalk in die middelgang gaan rondwandel, net om uit die gesprek uit te gaan. En hier's baie van ons, wanneer ons dink aan die evangelie, voel jy dalk skuldig. En jy sê, ek weet nie, ek is nie geroep om op die strate te gaan evangeliseer nie. Ek is nie goed voor 'n gehoor nie. Ek is nie goed om met mense te praat oor die algemeen nie. Maar wat kan ek doen om te evangeliseer? Nou, my titel het dit klaar weggegee, is 'n effektiewe lewe wat getuig. Vanoggend gaan ons kyk wat sê Petrus vir ons, want Petrus het redelik ervaring oor hierdie. In lyn van die konteks wat Petrus oor die evangelie praat, wil hy vir ons vertel hoe om dit kragtig te kan doen. En Petrus bring vir ons belangrike elemente van hierdie evangelie verkondiging oor in die teks wat ons vanoggend gaan lees. Jy sal dadelik snap wat hy sê, maar ons gaan 'n bietjie in die diepte kyk wat Petrus vir ons deurgee, want daar is soveel waarhede hierin. En soos wat ons hierdie gedeelte aanpak, doen ondersoek, maar hou ook in gedagte, ons as Christene word na gekyk. Kom ons kyk net na hierdie twee verse. 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Petrus sê hierso, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vleeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Ek lees dit weer vir ons vers 12. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. In kort, Petrus vermaan sy lesers om sekere goeders te doen, naamlik om goddelik te lewe, want dit is die fondasie van iemand wat tot bekering gekom het, wat die evangelie gehoor het. Dit is wat die evangelie aanloklik maak. Petrus skryf vir sy lesers om hulle te motiveer om voort te gaan met die evangelisasie te midde van moeilike tye, wanneer hulle onderdruk word, vervolg word. En die twee goed wat Petrus vir ons hier vra, is eerstens 'n persoonlike, goddelike dissipline
in die innige privaat lewe. Goddelike dissipline in die innerlike privaat lewe. Daar is die eerste een. Die tweede een is 'n persoonlike, goddelike lewe wat uitwaarts en publiek weerspieël. Ek sê dit weer, 'n persoonlike, goddelike lewe wat uitwaarts en publiek weerspieël. Vir almal om te kan sien. Nou kom ons kyk na die persoonlike innerlike dissipline, nommer 1. Hy begin, vers 11, Geliefdes, ek vermaan julle, as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Petrus begin sy uitleg deur om sy lesers te adresseer as geliefdes, broers en susters in die Here. Wie se geliefdes is dit? Dis die Here se geliefdes. Daai is baie persoonlik. Julle is sy geliefdes. En op daai basis vermaan Petrus, hy bemoedig hulle, hy raai hulle aan om 'n goddelike lewe te leef. Petrus identifiseer sy lesers op 2 maniere. Hy sê vir hulle is bywoners en vreemdelinge. Dit herinner hulle dat hulle nie waarlik lede is in hierdie wêreld nie. Paulus bevestig vir ons dat ons is burgers van die hemel. As geestelike bywoners moet gelowiges die goed van die wêreld wegstoot. Die Griekse woord vir hierdie bywoners is wat ons in die Engels sal kry, aliens. Jy's vreemd. Jy lyk anders. Jy praat anders. Jou gedrag is anders. Jy lyk nie dieselfde as die res van die wêreld nie. Dis hoekom ons na gekyk word. Jy weet, jy sien partykeer vreemde mense. En jy hou hulle dop. Die kind van die Here is so. Jy word dopgehou. As geestelike bywoners moet ons dit onthou. Nou daardie woord vir bywoners in sy letterlike beteken langs aan die huis. Langs aan die huis. Dit kom uit die aspek dat 'n persoon kom van 'n ander land af, 'n ander kultuur, 'n ander samelewing by 'n plek, maar dis nie sy huis nie. Dis nie sy huis nie. Maar hy's 'n bywoner, nie 'n inwoner nie, hy's 'n bywoner. En die term pas perfek vir die Christen wat nie behoort aan die wêreldse stelsel nie, maar hulle is bywoners saam met mense wat wel in die wêreld is. So daar identifiseer Petrus vir hulle, julle is anders. Julle is maar net tentwoners hierso. Dan kom hy by die volgende een en hy noem vir hulle vreemdelinge. Dis 'n sinoniem vir bywoner. Dit is wat ons sal noem 'n besoeker, 'n pelgrim. Hy reis deur die land en hy maak 'n baie kort verblyf. Die skrywer van Hebreërs herinner ons aan die volgende in Hebreërs 13 vers 14, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Ons het geen blywende stad hierson nie. Hierdie maak ons nie bly nie. Ek sê altyd, jy weet, ons as kinders van die Here, ons verlang na 'n plek waar ons nog glad nie by was nie. Ons neig om lof te praat oor die hemel, deur te sê, ek sien so graag uit om daarna toe te gaan. Want die Here het jou ingestel op daai manier van, daar is beter as die. Ek en jy moet in gedagte hou, dat ons ook eens op 'n tyd in hierdie wêreld was. Ons was inwoners van hierdie wêreld. Ek en jy was vyande van God eens op 'n tyd gewees. Maar is net God wat ons vreemdelinge en bywoners maak. En omdat ons Christene nie in hierdie wêreldse stelsel is nie, sê Petrus vir ons hierso, julle moet julle onthou van vleeslike begeertes. Nou daai Afrikaanse woord wat ons sal kry is onthou, is 'n kerkgedagte, dat ons moet onthou hoe dit was in daai begeertes wat ons gehad het. As jy sien hoe die Here in sy heiligmakingsproses jou verander, en daai vleeslike begeertes kom nou na vore, of jy het ingegee op dit, wat is jou outomatiese gevoel teenoor daai goed? Dis nie lekker nie. Jy voel benoud, jy voel teleurgesteld, jy voel net nie meer lekker nie.
want dit is die werk van die Heilige Gees wat jou so ongemaklik maak oor die goed. Die Here het ons as slawe vrygemaak van ons sondes af. As jy verslaaf was aan enige iets, kan jy besef hoe moeilik dit is. Net die Here kan jou red uit dit uit. Dis moeilik om dit te weerstaan. Nou, Petrus herinner ons in kort dat hierdie vleeslike begeertes is 'n groot bedreiging. Paulus maak aanmerking deur jou vorige lewe. Hy praat van die ou mens. Ek hou daarvan om die lijk wat jy ronddra wat so stink. Hy herinner jou aan jou vleeslike begeertes wat jy eens op 'n tyd voor so maklik ingegee het. Maar die Heilige Gees aan hierdie kant sê vir jou, nee, dis nie meer wie jy is nie. Ons praat nou van die innerlike kant. En die feit dat ek en jy daardie goed kan onthou nou, oor hoe sleg dit was, is net as gevolg van die Here se goedheid. Daai vleeslike begeertes neig ons om na die vrugte van die vlees uit te leef. En Petrus maak gebruik van 'n frase oor hierdie vleeslike begeertes. Hoor wat sê hy? Onthou julle van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Stryd voer teen die siel. Dit bring groot intensiteit van die gesprek wat hy toon teenoor jou vleeslike begeertes. Daardie begeertes van die vlees is besig om konstante botsing met jou nuwe hart te maak wat die Here vir jou gegee het. Dis hoekom ons in daaglikse stryd is met onsself, want ons moet onsself elke dag kruisig deur te sê ek gaan nie meer daai doen nie, ek wil doen wat die Here vir my vra. Ek wil wandel in die Gees, ek wil gevul word met die Gees. Maar is moeilik. Daai stryd voer is moeilik. Paulus self getuig dat hy sê dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. Dis 'n konstante stryd. Maar wanneer Petrus gebruik maak van hierdie woord stryd voer, is dit die term wat gebruik word vir die weermag. Nou, hier is redelik ouer mense wat nou al die diensplig gaan doen het. Julle sal baie bekend wees met hoe dit sal wees. Maar daai strydvoer in sy natuurlike betekenis is dat dit is 'n konstante aandiensstryd asof jou lewe daarvan afhang. Dis 'n konstante stryd wat jy aandiens moet staan om aan te pak, want dit is aggressief. En omdat ons stryd voer, omdat daai stryd voer teen die siel, help die Here ons om dit te kan staan. Daai vleeslike begeertes, omdat Petrus dit vir ons sê, ons moet stryd voer, daai vleeslike begeertes is soos terroriste, wat jou wil kom aantas, wat jou siel wil kom doodmaak. Dis hoekom hy sê, jy moet stryd voer. Daar's 'n stryd wat in jou aangaan. En as jy dit heeltyd gaan ingee om dit te wil verloor vir die vleeslike begeertes, gaan jy begin doodgaan geestelik. Kom ek gee vir net 'n voorbeeld, want ek dink ons almal het al daardeur gegaan. Het jy al so baie gesondig weggebly van die Here dat jy al begin dood gevoel het vir die Here? Jy is nie meer sensitief vir dit wat hy vra nie. Daai is een van die effekte waarop dit neerkom. Ons het weggeskuil van die Here af. Voor jy tot bekering gekom het, was jy onder die beheer van daai vleeslike begeertes. Die skrif sê vir ons dat ons dood was in ons oortredinge van ons sondes, waarin ons voorheen gewandel het volgens die wêreldse maniere, volgens die prins van die magte van die lig. Ons was destyds onder die toorn van God. Maar wanneer jy gered is, gee God opdrag vir almal om weg te bly van die vleeslike begeertes. As 'n voorbeeld, 1 Johannes 2 vers 15, ek lees vir julle. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Hoor vers 16. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.
Hy bly vir ewig. En die sleutel om weg te bly van daardie vleeslike begeertes, daai versoekinge wat na vore kom, is om deur die krag van die Gees gelei te word. Julle kan Galasiërs 5 vers 16 gaan lees daar. En die ander een is 'n goddelike dissipline te beoefen. Julle kan 1 Korintiërs 9 en 2 Korintiërs 7 gaan lees vir dit. 'n Goddelike dissipline toepas, want hoe meer jy jouself met skrif gaan vul, gedissiplineerd raak onder die woord van die Here, hoe meer gaan jy gelei word deur die woord van die Here. Jy gaan begin dink soos Christus, jy gaan begin optree soos Christus, jy gaan begin voel wat hy voel. Dis om deur die Gees gelei te word, want jy is onder die gehoorsaamheid van die skrif. Daardie geveg word gewen of verloor hier, by die hart en die verstand. Hoor wat sê Jakobus hierso, Jakobus 1 vers 13 tot 15. Laat niemand as hy in die versoeking kom sê, ek word deur God versoek, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep of verlok word. Daai is kragtig. Hoor weer, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as jy verlok is, as jy ag geslaan het op dit en jy voed dit, hoor wat sê hy, daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit dood voort. Ek gaan net 'n voorbeeld gee. Daar's Adam en Eva, daar's Dawid met Batseba. As ons kyk na Adam en Eva, daai vrug, dit was mooi, dit was so aanneemlik geweest. Selfde aspek met Dawid, Batseba, hy het vir daai vrou daar gaan koekeloer, daar van die balkon af, en dit was vir hom lekker om na te kyk. So wat het nou gebeur? God was nog steeds daar, maar sy lus en Adam en Eva se begeerlikhede vir daai goed het so oorweldigend geraak dat God nie meer 'n realiteit was vir hulle nie. Dis hoekom hulle ag geslaan het op dit. En dit is hoekom Jakobus in vers 12 vir ons sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Hoe as daai versoeking kom om net te sê, ek gaan nie, ek hou nie daarvan nie. Dis nie wat die Here soek nie. Vir elke keer wat jy sê, nee, ek soek dit nie, is daar beloning, want jy weerstaan dit. Dis wat die Here van my en van jou verwag. Kan julle dink hoe gaan dit lyk wanneer ons begin meer nee sê vir die goed? Ons gaan die Here meer kan verheerlik. Ons kan die mense wat struikel help, maar ons kan nie hulle help as ons saam met hulle in daai bootjie sit deur te sê, wel, ek is ook dalk verslaaf aan hierdie goed nie. As ons nee sê vir daai goed, gaan ons broers en susters makliker kan dra wat struikel. Dis die eerste een. Daai innerlike dissipline, 'n goddelike lewe, dit wat jy hier inneem. As dit daar sit, as jy die woord van die Here inneem elke keer en jy handhaaf 'n goddelike dissipline, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Jy gaan regtig anders begin praat en dink. Kom ons kom op die tweede een. Die goddelike dissipline wat uiterlik weerspieël vir die mense. Hoor wat sê in vers 12. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hou hulle op grond van goeie werke wat hulle aanskou. God kan verheerlik in die dag van besoeking. Om regtig effektief te evangeliseer, moet die Christen se innerlike lewe sigbaar wees na die buitewêreld. Is dit nie interessant nie? As jy effektief wil evangeliseer, moet jou goddelike lewe sigbaar wees vir die buitewêreld. Daai mense moet kan kyk en sê, ek het regtig na hom toe gaan vir advies.
Ek kan na haar toe gaan vir advies, want ek weet daai meninge, daai advies wat deurgegee gaan word, gaan goddelik wees. Dit gaan reg wees. Hoe lyk my en jou uiterlewe? Is dit 'n beeld van 'n effektiewe evangelisasie? Is dit 'n beeld dat die Here Jesus Christus waarlik in ons woon? Lyk ons anders? Praat ons anders? Dink ons anders? Dis iets wat ons osself moet vra. Nou, kom ons gaan verder in die teks. Petrus vermaan sy lesers om hulle lewenswandel. Daai lewenswandel is jou daaglikse lewe, jou elke liewe dag, die oggend wanneer jy opstaan tot en met wanneer jy gaan slaap. Jou alledaagse lewe moet jy skoonhou. Skoonhou. Daardie woord skoon is wat ons in Grieks kry vir kalen. Dit is 'n baie ryk woord in sy bestaan en daai woord word gewoonlik gebruik van dit lyk mooi van buite af. Dit word saamgevat met 'n paar ander betrekkinge op daai woord wat saam met dit sal voeg wat dit gaan sin maak, is dat iets is lieflik. Iets is reg. Die persoon is reg, die persoon is lieflik, die persoon is genadig, die persoon is regverdig, die persoon is nederig. Nou as ons daai persoon opsom, wat sal ons sê van so 'n persoon? Daai is 'n skoon, mooi lewe. Dis wat Petrus hierso praat. Hy praat nie van jou gremering nie. Hy praat nie van jou kleredrag nie. Hy praat van wie jy is as mens. Jou gedrag. Wanneer jy na iets kyk van buite af en dit word beskryf, sal jy sê dit is ook net lieflik. En daai is ook net van die Here af. So Petrus sê as jy effektief wil evangeliseer na die heidene toe, moet hulle regtig 'n baie goeie gedrag kan betoon na die uiterlike kant toe. Maar om so te wees, gaan 'n probleem wees vir baie mense. Want baie mense hou nie van vreemd nie. In die eerste eeu se titel het ons die woord soos ons daar lees, kwaadoeners. Daai mense, as mense 'n opinie gelewer het oor die kwaadoeners, hulle was gewoonlik geklassifiseer as hulle was rebels geweest. Hulle het saam met familielede geslaap. Hulle het moord gepleeg of geklassifiseer of getitel as ateëste want hulle glo nie in die Romeinse God nie, of die keiser nie. Dit was hulle dan nou natuurlik as genoem as kwaadoeners. Maar Petrus sê vir ons hierso, wanneer hulle oor julle praat soos kwaadoeners, hulle het nou iets te sê oor jou. Hulle het hulle mond vol oor daai kwaadoeners oor wat hulle verkeerd doen. Maar wanneer hulle oor julle praat, hy sê as hulle van julle kwaad spreek, die gelowige moet die teenoorgestelde lewe hê. Jy moenie geassosieer word met daai kwaadoeners nie, word geassosieer met hierdie kant. Wanneer daai ongelowige iets te sê het oor die kind van die Here, gaan dit baie anders klink as die opinie van die kwaadoeners. Dit gaan verwys daar's waardigheid in die persoon, daar's integriteit, daar's eerlikheid in hierdie persoon. As so 'n persoon werklik die getuienis van die evangelie verkondig, dan gaan dit 'n massiewe impak maak op die manier hoe ons mense bereik, hoe mense na ons kyk. En deur om so lewe te lewe, kan baie mense tot bekering kom. Dis hoekom hy dit vir ons bring. Hy sê, want dit gaan God kan verheerlik in die dag van besoeking. Hier's 'n paar van ons wat al rooi wange het, soos ons heeltyd die ander wang gedraai het. Hier's 'n paar mense wat al lelike houe het, wat nie teruggegee het nie. Hoe dink julle lyk dit vir die buitestander? Hoe kan so 'n persoon nie terugslaan nie? Hoe kan so 'n persoon nie terug uitskel nie? Hoe kan so 'n persoon nie gewelddadig wil raak teenoor so 'n persoon nie? Hoekom het hy of sy so lewe in vrede? Want die Here is die een wat die kragtige werk in daai persoon se lewe maak, sodat dit uiterlik kan weerspieël vir almal wat aanskou.
Kom ons dink net gaan daai dag van besoeking. Dis 'n baie Ou Testamentiese konsep vir sekere okasies waar God Israel kom besoek om of te oordeel of te seën. Een van hulle, Jesaja 10 vers 3. Maar wat sal julle doen op die dag van besoeking en by die verwoesting wat van ver af sal kom? Na wie sal julle vlug om hulp en waar julle rykdom wegbêre? So Jesaja praat met hulle. Daai dag van besoeking gaan kom. Waarna toe gaan julle gaan? Waar gaan julle hardloop met al julle goed? Die Here sal jou opspoor. Maar dan kry jy ook die ander kant, die kant van seën. Eksodus 3 vers 2 tot 10 kan julle gaan lees. God trek Israel uit van Egipte af en hy seën hulle. En omtrent dieselfde met Jeremia wat geprofeteer het dat God die Jode uit Babilonië sal verlos. Jeremia 29 vers 10. Want so sê die Here, as eers 70 jaar van Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. So sien, God kom besoek hulle om te kom seën. In die Nuwe Testament het ons ook sekere gevalle wat daai seëning na vore kom. Daar was die verskyning gewees aan die engel Sagaria wat daarmee geprofeteer was dat die Here hom gaan besoek oor Johannes die Doper. Ons het die verwoesting van die tempel 70 na Christus wat Jesus van gepraat het in Lukas 29 vers 44. Daai is 'n besoeking van oordeel. Daai tempel het geval. Maar die rede hoekom Petrus hierdie term gebruik is om vir ons te wys dat Christene geobserveer word deur hulle manier van werk, deur hulle manier van praat. Hulle is gelowig. En as gevolg van daai leefstyl van die innerlike kant uiterlik, sal dit mense bereik. Mense sal begin sien, ek wil dit hê. Mense sal begin kom en sê, kan ek saam byvoeg by julle? Wat gaan ons doen? Ons gaan die evangelie verkondig dan. Ons lewe het nou klaar getuig van dit, nou kan ons bietjie praat. Glo in die Here Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Gee jou lewe vir hom. Wees gehoorsaam aan hom en leef dit uit. Doen wat hy van jou vra. Want wanneer hy gaan kom en wanneer daai oordeeldag gaan kom, jou lewe het so getuig dat jy nie eers daar gaan staan met leë hande nie, want jou lewe het klaar getuig van dit. As jy nie kan evangeliseer op die straathoeke nie, of dalk met 'n groep mense nie, doen dit ten minste in jou leefstyl. Want was jou leefstyl van die innerlike dissipline na die uiterlike dissipline gaan handhaaf, gaan dit die Here verheerlik en meer mense sal bygevoeg word by die kudde. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou innerlike dissipline? Hoe lyk jou daaglikse lewe? Dis iets wat jy jouself gaan voorvra. Ek is nie hier om dit te kan sien nie. Ander mense is nie daar om dit te kan sien nie. Net jy weet. Amen. Kom sluit die oë. Here, hierdie woord is so ryk en so sterk, Here. Ons staan skaam baie keer, Here, dat ons sê ons het nie dalk 'n goeie gedrag getoon nie. Ons het dalk nie mooi gepraat met mense nie. Ons het dalk terugvuiste geswaai. Here, en dit bring skade aan die getuienis wat ons lewer teenoor U. Mag ons besef dat ons is vreemdelinge en bywoners hierso in hierdie wêreld. Ons is anders. Ons is nie veronderstel om saam te lyk met die groep nie. En Here, dat ons lewenswandel skoon sal hou. 'n Lewe wat U bly maak. Laat ons in gedagte neem, soos daar in Romeine 12 vir ons sê, dat ons lewe stel as 'n lewende en aan God welgevalle offer, Here. Dat ons dit ernstig sal vat. Mag elke een wat hierdie boodskap hoor, Here,
hulle self sal toets teenoor die skrif. Mag ons mense gaan bereik daar buite, Here, dat ons mense sal innooi hierso. Ons wil kom vra vir vergifnis as ons dalk slap gelê het in ons evangelisasie, ons Bybelstudie, ons innerlike dissipline wat ons moet handhaaf met ons tyd met U. Maar ons kom bid, Here, geef ons nuwe moed, nuwe krag, wat elke dag vir ons beskikbaar is deur U genade, dat ons dit ernstig sal vat, Here, en tyd maak vir U. Ons durf nie U in ons dagboek indruk en sê, ek dink U kan dalk hierso aanpas nie, maar dat U elke liewe oomblik deel sal wees van ons lewe. Mag U die naprediker wees van hierdie boodskap, en mag U deur elkeen se lewe hierso verheerlik word, Here. Ons sien uit vir wanneer U ons kom haal, Here, dat ons altyd by U kan rus, en dat ons weet dat U is die volëinder van ons geloof, waarin ons soms so val. Ons loof U en ons prys U in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou ons laaste